Groot is die genade vanoggend, Here, vir hierdie volk hier in Willemore. Ek staan op heilige grond, Here, en ek vra dat U my onsigbaar sal maak vandag. Dat my gedagtes gevorm word deur U, my woorde deur U gespreek word. Seën ons, as my bedels en wille. Amen. Ek nooi u om saam met my te lees daar in die boek van Spreuke. Die boek van Spreuke, hoofstuk 29, verse 18. Spreuke, hoofstuk 29, vers 18. Dit staan daar, so waar daar geen openbaring is nie, word die volk bandeloos. Maar gelukkig is hy wat die wet onderhou. Mag die Here die lees van sy woord vanoggend tot ons harte seën. Baie welkom by ons erediens vanmôre. Die plekke is steeds vol. Ons is nog steeds baie. Maar baie welkom aan ons besoekers. Ek sien iemand het ek gesien daar wat ek nie gesien het nie. Ja. Maar nou ja, baie welkom. Ja, daar sit sy. Ek het haar gemis, ek het daar vir iemand anders nog gesien, ek het haar gemis. Baie welkom. En hier's nog tweeetjies wat ek gesien het. Faith and Grace, is dit nie mooi name nie? Faith and Grace. Ek is bly om hulle ook te sien vandag. En elkeen van die wat hier is 'n wonderlike voorreg om hier saam met ons, om saam met u te wees. Kom ons sit ons diens voort, die saam te sing, lied 104. Ons vra hom, sê hom saam met ons neer te knie. Ons Vader in die hemel,
Baie dankie vir die wonderlike voorreg wat ons as die kinders het om hier by mekaar te wees. Here, U is die een wat mag het oor lewe en dood. En tog het U vir ons die oomblik daar gestel om gered te word in die naam van Jesus Christus. En dankie Here dat vir ons ook voorberei word die mooiste en die pragtigste huis om in te woon. En vir daardie voorreg wat ons sal hê om vir ewig saam met U te wees. Here, help ons om vandag te staan op U beloftes van 'n wederkoms en om saam met U huis toe te gaan. Ek bid Here vandag ook vir ons gemeente hier in Willemore. Here, U ken elke gemeentelid. U ken elke een persoonlik. U het by ons adresse aangedoen. En ek kan net vra, Here, dat U vanoggend weer by elke ene wat siek is en elke een wat moeg is, hy sal aandoen. Dat U aan sy hart se deur sal klop en dat U hom sal bemoedig en sal versterk om nie net sy pligte hier in die kerk op te neem nie, maar Here, dat ons ook ons plig teenoor mekaar sal nakom en dat ons ook ons liefde sal bewys aan elke een wat dit nodig het. En mag ons elkeen skynende ligte wees vir Jesus Christus en dat ons sy naam groot maak en sal eer totdat hy kom op die wolke van die hemel. Raak ook ons leraar aan vandag. Here, mag die boodskap wat hy bring diep in ons harte ingang vind en dat ons ook sal instem as die Heilige Gees in ons harte klop om ons lewens neer te lê sodat U dit kan verander. Want ons bid dit ook nie omdat ons dit verdien nie, maar in Jesus se wonderlike naam. Amen. Amen. Ek wil nou kans gee vir die tiendes en offergawes. Storie vertel nie. Vergeet dat ons vir U 'n gedeelte kon terugbring. Here, U vra 'n tiende van ons inkomste en U vra 'n sewende van ons tyd. Help ons om getrou te wees in alles wat U vir ons doen. Steun dit, ons bid dit in Jesus naam. Amen. Nou, die kinders vra om vorentoe te kom. Al die kinders. Die kinders. En die geloof is ons gered deur die genade, né? Faith and grace. Tommy, een oggend word hy wakker. Hy hardloop daar in die kamer. Hy sê, vandag gaan ek die grootste toring bou. Wie van julle ken Lego blokkies? Weet jy wat 'n Lego blokkie, né? Daai weet jy die blokkies wat jy so op mekaar pak, né? Dan bou jy ietsie. En Tommy bou 'n groot toring. Met eens kom sy sussie in die kamer ingehardloop. Stamp aan die tafel en toef. Daar val die hele toring om. In stukkies. Tommy so ongelukkig. Net toe kom pappa in die kamer in. En pappa sê, moenie bekommer nie. Ek het 'n beter plan vandag. Ek gaan jou wys hoe om 'n goeie fondasie eers te bou. En pappa begin saam met hom weer die blokkies aan mekaar sit, wat nou omgeval het. Bou 'n mooi fondasie. Bou die mure dikker. En uiteindelik staan daar 'n hele toring van Lego blokkies. Sterk. Nou, ek wil vir julle vanoggend 'n les, 'n teksversie leer. Julle moet saam met my sê, Spreuke, hoofstuk 3 vers 5. Spreuke 3 vers 5. Spreuke 3 vers 5. Nou Spreuke 3 vers 5 sê, vertrou op die Here. Sê maar, vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Dit sê, jy moet op die Here totaal vertrou, nie op jouself nie. So Spreuke 3 vers 5. Vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jouself nie, op jou eie insig nie. Steun nie op jou eie insig nie, né? Onthou dit.
Ons moet altyd op die Here vertrou. So Tommy se pappa het toe vir hom geleer dat jy moet vertrou op jou vader. Hy sal vir jou 'n goeie fondasie laat bou en 'n goeie sterk toring laat bou. OK, wat nie sal omval nie. OK, en dit is in 'n geestelike sin. OK, julle kan maar gaan sit, hoor. Ons skrifgedeelte vanoggend sê, waar daar geen openbaring is nie, word die volk bandeloos. In 1963, gedurende een van die donkerste tydperke in Amerikaanse geskiedenis, het Martin Luther King Jr. voor so 250.000 mense gestaan en een van die onvergeeflikste sinne gespreek. Onthou jy daardie toespraak? I have a dream. Hy kon iets sien wat ander nie kon sien nie. Daardie visie het vir daardie mense hoop beteken. Vanoggend wil ek met u praat oor 'n ander visie. Nie ons visie nie, maar God se visie. So 'n paar jaar gelede kyk ek na 'n spotprent wat my aandag getrek het. Dit het 'n man gewys wat vasgeketting was binne in 'n gevangenissel. Agter hom was 2 gewapende wagte gestaan. Voor hom was 'n klein venstertjie met tralies. Buite die venster was daar 'n rivier vol krokodille. Aan die oorkant was 'n 10 meter hoë muur wat geelektrifiseer was. Doringdraad het dit bokant bedek. Masjiengewere was op die torings gewees, bewaak deur wagte. Mense gesproke was daar absoluut geen uitweg vir daardie gevangene nie. En tog aan die onderkant van daardie prentjie het 4 eenvoudige woorde gestaan. Ek het 'n plan. Ek moes glimlag. Jy sien,
vir spotprenttekenaars is dit baie maklik. Die volgende raampie van die cartoon glip daardie man uit daardie boeie uit. Skuif deur die tralies. Spring so op die koppe van die krokodille. Die koels vlieg hier oor sy kop. Hy spring loshande oor daardie muur. Hardloop daar in die woud in, draai om en knik oog vir die wagte op die muur. Sonder 'n skrapie. Baie moontlik op papier, né? Maar nie in die werklike lewe nie. Geliefdes, baie van ons sit in daardie gevangenissel. Ons is gevange deur siekte, dalk deur smart, finansiële druk, gebroke verhoudings, kinders wat afgedwaal het, nie kerk toe kom nie, depressie, eensaamheid. En soms voel ons vasgevang. En as ons eerlik moet sê, werk ons planne nie altyd uit nie. Die ware opskrif van ons lewe behoort te wees, nie ek het 'n plan nie. Die ware opskrif moet wees, God het 'n plan. As jy 'n Bybel by jou het, sal dit goed wees as jy blaai daar na Habakuk. Want ons gaan so 'n bietjie kyk daar in hoofstuk 2. Habakuk, hoofstuk 2. Israel was in beroering. Geweld, korrupsie, onreg was aan die orde van die dag. Klink amper soos vandag, né? En Habakuk vra daar in hoofstuk 2, vra hy, waar, Here, is U? Waar is U? En God antwoord met hierdie woorde, skryf die gesig op, al vertraag dit, wag daarop, want dit sal sekerlik kom. God het nie vir Habakuk 'n ontsnappingsplan gegee nie. Hy het vir hom visie gegee. Vriende, visie is die manier waarop ons die lewe interpreteer. Twee mense kan presies dieselfde swaar kry beleef. Twee aparte mense. Maar die een verloor hoop, terwyl die ander sterker word. Hulle swaar kry. Waarom? Omdat hulle verskillend kyk na daardie situasie. Jesus het gesê, die oog is die lamp van die liggaam. En Paulus bid dat die oë van julle verstand verlig mag word. Ons sien met ons oë, maar ons verstaan die lewe met ons harte. Veronderstel jy kyk deur 'n kombuisvenster. Alles buite lyk vuil. Die bome lyk stowwerig. Die buurman se wasgoed lyk vuil gevlek. Die motors lyk vuil. Dan kom iemand en maak die venster skoon. Skielik ontdek jy, die probleem was nooit buite nie, die probleem was die venster. Die vuil venster. Baie keer word ons harte soos daardie vuil vensters. Teleurstelling, verbittering, vrees, jaloesie, moedeloosheid, alles wat ons sien is vuil, vertroebel. Ons begin selfs dink dat God het ons vergeet. Maar geliefdes, hy het nie. Sy visie het nog nooit verander. God se visie het in Eden begin. Toe Adam en Eva die Eden verlaat het, die tuin van Eden verlaat het hulle toekoms baie hopeloos gelyk. Die poorte agter hulle is toegesluit, bewaak deur engele met vlammende swaarde.
Alles wat hulle lief gehad het, was agter hulle. Dit gelyk asof die sonde gewen het. Maar nog voordat hulle die tuin verlaat het God aan hulle 'n visie gegee. Genesis 3 vers 15, lees van die 53 vertaling, sê dit, en ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, en tussen jou saad en haar saad, hy sal jou die kop vermorsel, en jy sal hom in die hakskeem byt. Geliefdes, die saad sou kom. Die visie van die saad sou kom. Die slang sou verslaan word. Die tuin sou herstel word. Satan het die neerlaag gesien. God het die oorwinning gesien. Ellen G. White skryf 'n baie mooi sitaat. Sy skryf daar in Koning van die Eeue, Desire of Ages, bladsy 22. Die verlossingsplan was nie 'n nagedagtenis nie. Dit was 'n openbaring van die beginsels wat van ewigheid af die grondslag van God se troon was. Nog voor ons die lig, nog voor tyd bestaan het God reeds die visie gehad van 'n verlossing. Vriende, God het steeds 'n plan gehad. En hy het reeds 'n plan gehad, nog steeds, voor die sonne ooit in die wêreld binne gekom het. God het van die begin af reeds 'n oorblyfsel in gedagte gehad. Wat sou doen? Wat sou daardie oorblyfsel doen? Jy moet nou baie mooi die safety belt vasmaak. Die veiligheidsgordel. Daardie oorblyfsel sou wat doen? Die huidige waarheid, the present truth, verkondig. Wat is dit? Wat is die huidige waarheid? Die drie engele boodskap wat uiteindelik aan die wederkoms, vir ons die wederkoms voorbring. Dis die huidige waarheid. Openbaring 14 vers 12 sê, hier kom die leidsaamheid van die Heilige Gees te pas, hier is hulle wat die gebooie van God en die geloof, wat? Die geloof wat? Van Jesus bewaar, nie in nie. OK, julle Bybels is verkeerd vertaal. OK, die oorspronklike taal en die Grieks sê van, of, the faith of Jesus. OK? Om te glo in Jesus is heeltemal verskillend om te glo om die geloof van Jesus te bewaar. Dus oorblyfsel, gebooie en getuienis. Oorblyfsel, gebooie, getuienis, huidige waarheidsgetuienis, present truth. Jy moet nou baie mooi luister. So wat is huidige waarheid? Wat is present truth? Huidige waarheid is die beginsel dat sekere Bybelse oorspronklike waarhede op spesifieke tye relevant is vir God se mense. Huidige waarheid, present truth, is die beginsel dat sekere Bybelse oorspronklike waarhede op spesifieke tye relevant is vir God se mense. Nou 'n paar jaar gelede, by die opening van 'n baie groot meubelwinkel daar in Pretoria, koop ek 'n Gerald Josh sitkamerstel. Ja, het 'n goeie diens gekry die stel het. Na 'n paar jaar lyk die stel 'n bietjie gebruik en ons besluit om vir 'n nuwe baadjie aan te trek. Nou terwyl ek 'n konsultant was vir Jurgens Karavane vir 11 jaar, was ek 'n konsultant daar by hulle gewees, ontwerpingenieur. Dat weef ek 'n 14 meter unieke, enige in ontwerp, hoë kwaliteit stofveringsmateriaal vir 'n nuwe karavaan se binnebekleding wat nooit in produksie gekom het. Vir maande staan die rol 14 meter daar in die hoek van my kantoor,
enige ontwerp, hoë kwaliteit materiaal, en ons besluit om ons sitkamerstel daarmee oor te trek. Dit sou die enigste stel in die wêreld wees wat so lyk. Weer 'n paar jaar se goeie diens, uit die enige ontwerp, hoë kwaliteit materiaal sitkamerstel, toe kry ons 'n pragtige onskuldige kykie. Wat ons enige ontwerp, hoë kwaliteit materiaal stel, se hoek infiltreer. En vir 'n krappaal aanwend. Daardie materiaal, uniek in sy soort, kan nie weer bekom word nie. Maar ek onthou dat daar 1 meter oor was. 'n Oorblyfsel. Na die oorspronklike nuwe baadjie jare tevore vervaardig is. Nou vir die enige ontwerp, hoë kwaliteit materiaal, sitkamerstel, om weer soos die oorspronklike herstel te word, moet die oorblyfsel presies lyk soos die oorspronklike, né? Nie waar nie? Dit moet presies lyk soos die oorspronklike. Dit moet dieselfde ontwerp, dieselfde kleur, dieselfde geur, nee, dieselfde kwaliteit wees. Anders sal dit vreemd voorkom. Nie waar nie? My stel sou nie dieselfde lyk nie. Dit moet verlede, oorspronklike en hede, huidige, met mekaar versoen. Is ons saam? Ek gaan weer sê. Dit moet verlede, die oorspronklike, met die hede, die huidige, met mekaar versoen. Dit moet die oorspronklike ontwerp, die waarheid, met die huidige ontwerp, die waarheid, versoen. Anders is dit nie dieselfde stel nie. Stel met 2 verskillende kleure, 2 verskillende ontwerpe. Kan nie werk. Die oorblyfsel moet die oorspronklike toonbeeld. OK, so saam. Nou geliefdes, vir 'n oorblyfsel om huidige waarheid, present truth, te hê, moet daar 2 profete wees. Een wat profeteer, dan na gelang van die profesie, jare daarna, tydperk, moet 'n ander profeet opgerig word om die uitleg te doen. En dan, wat te doen? Die huidige waarheid te verkondig van daardie profesie. Dan kom daar 'n oorblyfsel wat soos die oorspronklike lyk. Is ons saam? So 4 goed. Kom ons begin sommer daar by die eerste voorbeeld. Ek gaan vir julle uit die Bybel bewys dat julle die oorblyfsel is. Ek gaan vir julle uit die Bybel bewys. Die eerste profeet, Henog, het geprofeteer, Judas 1 vers 14. Vers 14 sê, en Henog, die 7de van Adam, het ook teen hulle geprofeteer en gesê, kyk, die Here het gekom met sy heilige 10.000 aantalle. Verwys natuurlik na die wederkoms en die sonvloed oordeel. Vers 15 sê, om gerig te hou oor almal en al die goddelose mense onder hulle te straf, wat al hulle goddelose werke, van al hulle goddelose werke, wat hulle goddeloos gedoen het, en oor al die harde woorde, wat die goddelose sondaars teen hom gespreek het. Eerste profeet, Henog. Toe rig die Here Noag op. Tweede profeet. En Noag het min of meer so 550 jaar later geprofeteer en 120 jaar gepreek. Wat het hy gepreek? Huidige waarheid. Dan kom 'n verwoesting van 'n vloed. 2 Petrus 5 vers 2 vers 5. 2 Petrus 2 vers 5. Vers 5 sê, en die ou wêreld sal nie gespaar word nie, maar Noag, die prediker van geregtigheid, met 7 ander bewaar het. Wat het gebeur? Oorblyfsel. 8 is gespaar in die Bybel, in die ark. 8 is gered, oorblyfsel. Maar God het reeds 'n getroue oorblyfsel in gedagte gehad, wat in die ark behoue sou bly, gered sou word, en God het steeds die visie gehad vir sy kinders. Kom ons vat nog 'n Bybel voorbeeld. Eerste profeet, Abraham. Hy profeteer daar in Genesis 15 vers 13. Daarop sê hy vir Abraham, wees verseker
dat jy jou nageslag vreemdelinge sal wees in die land wat aan hulle nie behoort nie. Maar daar sal hulle diensbaar wees en verdruk word vir 400 jaar lank. Profeet. OK? Kyk vorentoe. Tweede profeet word opgerig. Moses. Wat verkondig hy? Huidige waarheid. Present truth. En weer is daar 'n oorblyfsel gered. OK, so saam. Eksodus 21 vers 41. En na verloop van die 400 jaar, 430 jaar, op daardie selfde dag, het al die leerskare van die Here uit Egipte uitgetrek. Eerste profeet, derde voorbeeld. Jeremia. Jeremia profeteer, daar in 25 vers 11, en hierdie land, en hierdie hele land sal 'n pynhoop, 'n woestyn word, en hierdie nasie sal die koning van Babel 70 jaar lank dien. Eerste profesie. Tweede profeet word opgerig, Daniël. Wat preek hy? Huidige waarheid. Present truth. 67 jaar later, Daniël 9 vers 2. In die eerste jaar van sy regering het ek, Daniël, die boeke gemerk, dat die getal jare waarop die woord van die Here tot die profeet Jeremia gekom het, met betrekking tot die pynhope van Jerusalem, 70 volle jare was. Daniël sê daar in hoofstuk 9 vers 5, ons het gesondig en verkeerd gedoen en goddeloos gehandel en in opstand gekom en van u gebooie en verordeninge afgewyk. Daniël sê, uit die boeke het ek die getal van die jare verstaan wat deur Jeremia gespreek is, dat die verwoesting van Jerusalem 70 jaar sou duur en weer is 'n oorblyfsel gered. Bewaar. Vierde voorbeeld. Eerste profeet. Daniël het geprofeteer 457 voor Christus. Daniël se profesie voorspel die presiese tyd waarop die Messias sou kom. Dat die Messias uitgesny, gekruisig sou word. Nie vir sy eie sondes nie. Dat sy dood 'n einde sou bring aan die betekenis van die tempeloffers. Dis wat hy geprofeteer het. Wat gebeur? 'n tweede profeet word opgerig. Jesus die Messias. Wat verkondig hy? Huidige waarheid. Present truth. Wat weer 'n oorblyfsel tot gevolg het. Die 12 disippels, die kerk. Eerste profeet, ons kyk nou nog 'n voorbeeld. Eerste profeet Daniël word weer opgerig. 457 voor Christus. En hy profeteer die 2300 aandes en môres. Ja, profesie. Tweede profeet, wie word opgerig? Ellen G. White. 1844 verkondig sy wat? Huidige waarheid. Present truth. En weer is daar 'n oorblyfsel. Wie is hulle? Ons. Adventiste beweging. Dwars deur die skrif bewaar God altyd sy getroue volk. Altyd sy getroue volk. Amen. So wat is die patroon? Nie omdat hulle volmaak is nie, is ons volmaak. Inteendeel. Maar omdat hy getrou is. Glo u nou dat u hierdie oorblyfsel is wat huidige waarheid verkondig? Geliefdes, soms sien ons nie die ongelooflike skat wat in ons hande lê nie. En sien ons soos Jesaja net ellende. Koning Josia sterf, die volk verbrokkel, Assirië dreig met vernietiging. Alles lyk onseker. Maar Jesaja sien iets groters. Hy sê, ek het die Here gesien hoog en verhewe. Toe Jesaja God sien, het hy opgehou om na sy omstandighede te kyk. Geliefdes, wanneer ons oë op Jesus gerig is, word ons vrese al kleiner. Amen. Wat van Jesegiel? Wat sien hy? Ek sien 'n vallei, oral lê daar droë bene. En God vra, kan hierdie bene lewend word?
Mense gesproke? Nee. Maar God vra vir Jesegiel om met die oë van die hemel te kyk. Sit jou geestelike bril op, Jesegiel. Daardie bene, God se volk, Israel. So dood as hy lyk, gaan weer lewe. Hulle verteenwoordig ook God se kerk, wanneer sy haar sending verloor het. Wat het ons teks gesê? 'n kerk sonder die Heilige Gees, wat gebeur met hom? Gaan dood, word droog. 'n kerk sonder evangelisasie, gaan dood, word droog. 'n kerk sonder gebed, word droog. Maar let op God se visie. Ek sal my gees in julle gee, en julle sal lewe. God sien nie droë bene nie. Hy sien 'n leer, 'n oorblyfsel leer, wat 'n pragtige beeld van God se eindkerk. Ellen G. White skryf daar in Opvoeding Education bladsy 57. Die wêreld se grootste behoefte is die behoefte aan manne, oorblyfsel, my beklemtoon, wat vir die reg sal staan al val die hemel. Manne wat sal staan. God het steeds daardie visie, daardie plan vir u en my. Joël hoofstuk 2 vers 28 sien iets wonderliks. Hy sien, ek sal my gees uitstort op alle vlees. Vriende, soos Pinkster bly die Christen gebeure. Sonder Pinkster bly die Christen gebeure, die lewe, die dood en die opstanding van Christus, vasgevang in die geskiedenis, as iets om te onthou. Mooi storie. Te ondersoek en te oordink. Dit lyk vir my asof baie Christene Jesus so beleef vandag. Mooi verhaal. Pragtige verhaal. As 'n verhaal wat ons verplig voel om met ander te deel. Selfs met die wat dit dalk nie wil hoor nie. Voel verplig daaroor, né? Pinkster was nie die einde nie. Die luide roep, the loud cry, lê nog voor. God se finale beweging, die oorblyfsel, sal nie deur menslike talent gedra word nie, geliefdes. Luister mooi. Dit sal deur die Heilige Gees gedra word. Waarvoor bid ons? Uitstorting daarvan. Jesus het aan sy oorblyfsel volgelinge beloof, dat nadat hy na die hemel teruggekeer het, die Heilige Gees van my sal getuig, en dat julle ook sal getuig. Johannes 15 vers 26. As gevolg daarvan. Vers 26 en 27, Johannes 15. Dit is presies wat gebeur het. Voordat Petrus die evangelie aan die skare op Pinksterdag verkondig het, is hy vervul met die Handelinge 2 vers 4. Vervul met die Heilige Gees. Voordat hy voor die owerhede gespreek het, wat Jesus se kruisiging bewerkstellig het, Handelinge 4 vers 8, was hy vervul met die Heilige Gees. Voordat Paulus na sy dramatiese bekering op die Damaskuspad die evangelie in Damaskus begin verkondig het, is hy, Handelinge 9 vers 17, vervul met die Heilige Gees. Voordat hy sy eerste opgetekende preek in Handeling gepreek het, is hy, Handelinge 13 vers 9, vervul met die Heilige Gees. Hierdie verband is logies om 3 Bybelse redes. Nommer 1. Ons kan nie eers kan nie een sondaar van enige enkele sonde oortuig nie, maar die Heilige Gees kan dit doen. Johannes 16 vers 8. Nommer 2. Ons ken nie die gedagte en harte van die verlorenes, of die beste manier om hulle na Jesus te lei nie. Maar Johannes 16 vers 13 en Romeine 8 vers 27 sê, maar die Heilige Gees ken dit. Nommer 3. Ons is dikwels bang om mense aanstoot te gee. Ek kan nie uitgaan nie. Om die evangelie onbeholpe te verkondig. Maar Romeine 8 vers 15 en Timoteus 1 vers 7 sê, dat die Heilige Gees gee ons die krag om deur geloof ons vrese te oorwin. Na Paulus se transformasie het hy ook 'n visie gehad. Hy het verby die tronke gekyk. Onthou jy? Verby die houe. Hoeveel?
40 met 1 na 40. Onthou, die wet het gesê, as jy 40 gee, moet dit gereguleer word deur die staat. Maar as jy 39 gee, dan hoef jy nie die staatsopdrag te hê nie. Verby die houe, verby die leiding. Jy moet toestemming kry om 40 te gee. Maar nie vir 39. Die arme man. Hy verklaar in 1 Tessalonisense 4 vers 16, verklaar hy, die Here self sal in die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met die geklank van die besuin van God. Wil jy daar wees? Dis die adventhoop. Dis die visie aan ons gegee. Ons wag nie bloot om te sterf nie. Ons wag vir Jesus. Hierdie wêreld is nie ons tuiste nie, geliefdes. Ons is pelgrims, reisigers. Ons gaan deur hierdie wêreld. Ons tuiste is in die hemel. Die ontslapenis in Christus sal opstaan. Jesus sal terugkeer en elke belofte sal vervul word. Visie verander ons. Jy sien, Oswald Chambers het eenmaal geskryf in sy boek The Utmost for His Highest. A vision is something that works on our lives and in our lives, not something worked on. Met ander woorde, dat visie nie iets is wat ons besit nie. Dis iets wat ons besit, wat ons beheer. Is jy saam? No one ever attains the vision, but we live in the inspiration of it until God accomplishes it. Dit is ook geestelik waar. Wanneer God se visie ons harte aangryp, woon ons nie net kerk by nie, ons word die kerk. Ons glo nie net profesie nie, ons berei voor vir daardie vervulling daarvan. Ons wag nie net vir Jesus nie, ons leef Jesus. Geloof van Jesus. 3 baksteenleiers vertel 'n storie. Toe die een gevra is, wat doen jy? Antwoord hy, ek lê bakstene. Toe die tweede gevra is, wat doen jy? Ek bou 'n muur. Toe die derde een gevra is, kyk hy op, glimlag en antwoord, ek bou 'n kathedraal vir God. Selfde bakstene, dieselfde werk, verskillende visie. Vriende, hoe sien ons en hoe leef ons? Hoe bepaal ons lewe? En laastens dink ek aan Daniël. Onthou jy vir Daniël? Hy is in die leeukuil gegooi. Honger leeu's omring hom. Die dood lyk seker. Maar Daniël kyk op. Nie na die leeu's nie. Waarna? Nie na die koning daarbo nie. Hy kyk na die hemel daarbo. Sy vertroue in God se visie. Psalm 32 vers 8 sê, ek sal jou onderrig en jou leer aangaande die weg wat jy moet gaan. Ek sal jou raad gee, my oog sal op jou wees. God het ook Daniël gewaak. En God waak oor jou en my vandag. Geliefdes, miskien voel jy vandag vasgevang, soos daardie gevangene in die spotprentjie. Jou gesondheid het jou dalk vasgeketting. Jou gesin het jou dalk teleurgestel. Jou finansies druk swaar op jou. Kry swaar. Die toekoms lyk baie onseker. Miskien het die opskrif oor jou lewe geword, ek weet nie meer wat om te doen nie. Maar die hemel skryf 'n ander opskrif oor jou lewe, geliefdes. God het 'n plan. Meer is dit. God het 'n visie. Hy sien wat jy nog nie kan sien nie. Hy sien oorwinning waar jy neerlaag sien. Hy sien opstanding waar jy droë bene sien.
Hy sien die nuwe aarde waar jy 'n gebroke wêreld sien. En hy sien jou, geliefdes, waar jy saam met die verlostes, die oorblyfsel, rondom sy troon staan. Stel jy voor. Ellen White skryf hierdie woorde en sy herinner ons. Life Sketches bladsy 196. Ons het niks vir die toekoms te vrees nie, behalwe as ons vergeet hoe die Here ons in die vrede gelei. Lig daarom vandag jou oë op, geliefdes. Vertrou God se visie. Wag op sy belofte, want die gesig is vir 'n vasgestelde tyd. Dit sal sekerlik kom. Wat het ons gesê, is heilige waarheid nou weer? Wat is heilige waarheid nou weer? Heilige waarheid, present truth, is die beginsel dat sekere Bybelse waarhede op spesifieke tye, vasgestelde tye, in die geskiedenis relevant sal wees vir God se mense. Is die engele boodskap relevant? Dis dalk iets in die verlede nie, né? En baie gou sal hy wat die belofte gemaak het, op die wolke van die hemel verskyn, mag u oë op hom gefestig wees. Die outeur van alles. Mag u oë gefestig wees op God, ons Skepper, wat ons gaan herskape na die oorspronklike beeld. Onthou het ons gesê dat die oorblyfsel moet hoe lyk? Soos die oorspronklike. Anders kan die twee nie versoen nie. Dit sal vreemd lyk as die twee verskil. Die oorspronklike moet met die oorblyfsel dieselfde kleur, dieselfde ontwerp, dieselfde geur, moet dieselfde lyk. Anders gaan die sitkamerstel nie dieselfde lyk. Baie dankie, Here. Ons het almal moed geskep. Almal moed geskep. Kom ons sluit af, Here.
Ons liefdevolle Vader, wat 'n voorreg, Here, om die oorblyfsel genoem te word. Wat 'n voorreg, Here, om die heilige waarheid te kan verkondig. Ag Here, hierdie volk van U, rig hulle op, Here, uit die vallei van droebene. Lei hulle, Here, uit die Laodisee slaap uit. Maak hulle weer sigbaar met huidige waarheid om te verkondig aan die wêreld daar buite. Maar Here, ons kan nie doen sonder Heilige Gees nie. Ons vra die uitstorting van die Heilige Gees op hierdie volk. Lei ons nou, vergewe ons. Red ons, Here, kom haal ons. Dis my gebed na ons wille. Amen.